Hallo daar en welkom by hierdie visuele verkenning. Dis 'n absolute voorreg om julle hier te hê. Vandag pak ons 'n ware oorlewingstog aan, spesifiek vir ons graad 7 leerders. Sien hierdie as jou ultieme gids vir jou naderende eksamen, asof ons diep in die oerwoud van tegnologie en innovasie instap. Ons gaan die boustene van menslike skepping saam verken. Kom ons duik dadelik in. Hier is ons roetekaart vir vandag se ekspedisie. Ons gaan vinnig deur 6 streke beweeg. Eerstens, wat presies is tegnologie? Tweedens, die 5 fases van die ontwerpproses. Daarna kyk ons van naderby na fase 1, die ondersoek. Volgende is fase 2, die ontwerp. Dan pak ons die laaste 3 aan: maak, evalueer en kommunikeer. En heel laaste, die groot vraag: wie is die teikenmark? Goed, ons stap in ons eerste streek in. Wat is tegnologie? Ons kyk gou na vraag 1 en 2. Vraag 1 is dalk die heel belangrikste fondasie van hierdie gids. Wat is die definisie van tegnologie? Nou, dink daaraan soos 'n nuut ontdekte ekosisteem. Dis eenvoudig die gebruik van ons kennis en hulpbronne om heeltemal praktiese oplossings te ontwikkel vir dit wat mense nodig het. En hoorie, dis absoluut krities. Ons doen dit met volle inagneming van ons omgewing. Tegnologie is nie veronderstel om die natuur te vernietig nie. Dis veronderstel om in harmonie daarmee saam te werk. So, wie is hierdie avonturiers wat tegnologie daagliks gebruik? Dit bring ons by vraag 2. Noem 5 voorbeelde. Wel, daar's hordes, maar hier is 'n paar ontdekkingsreisigers in ons aldaagse wêreld. Dieetkundiges, timmermanne, siviele ingenieurs, elektriesiëns, argitekte en modeontwerpers. Elkeen van hulle vat daardie rou kennis wat ons van gepraat het en hulle gebruik dit as 'n stuk gereedskap om die wêreld om ons te vorm en probleme op te los. Nou ja, ons beweeg aan na die 5 ontwerpprosesfases en ons fokus hier op vraag 3 en 4. Vraag 3 stel 'n nogal fascinerende raaisel aan ons. Wat op aarde is die ontwerpproses? Weet jy die antwoord? Ek gee jou so 'n splitsekond om dit self in jou kop te raai. Reg, hier is die skoon en eenvoudige waarheid. Dit is letterlik net die stappe wat ons almal volg om 'n oplossing vir 'n probleem te vind. Dis ons universele kaart. Sonder hierdie presiese stappe verdwaal mens mos net heeltemal in die wildernis van jou eie idees. So natuurlik vra vraag 4, wat is daardie 5 stappe? Jy moet hulle soos die agterkant van jou hand ken. 1. Ondersoek. 2. Ontwerp. 3. Maak. 4. Evalueer. En 5 is kommunikeer. Glo my, as jy net hierdie 5 woorde in volgorde kan onthou, het jy basies die hele lewensiklus van skepping in jou sak. Dit bring ons by daardie eerste belangrike stap, fase 1, die ondersoek. Kom ons kyk na vraag 5, 6 en 7. Vraag 5, toets ons instinkte. Wat is die heel eerste ding wat jy moet doen? Wel, in die natuur begin jy mos nie sommer net 'n skuiling bou as jy eers gesien het dis besig om te reën nie, of hoe? Jy moet eers fyn waarneem. So die antwoord is doeteenvoudig. Jy moet heel eerste die behoefte, die begeerte of die spesifieke probleem identifiseer. Waar is die pyn of wat kort ons? Om ons probleem op te los, soek ons inligting, wat ons na vraag 6 lei. Watter maniere kan jy inligting versamel? Hier is jou noodsaaklike oorlewingsgereedskap. Jy kan boeke raadpleeg, jy kan die internet gebruik, onderhoude voer met die mense wat dit werklik gaan gebruik en natuurlik met geregte kundiges praat. Jy moet eers die omgewing verstaan voor jy enigstens daarin kan oorleef en bou. Reg, so as jy al daardie inligting het, wat nou? Vraag 7 vra net dit. Dis maklik, maar absoluut noodsaaklik vir 'n goeie ontdekker. Hou rekord van die inligting en dui altyd jou bronne duidelik aan. Glo my, as jy eendag jou kaart verloor, soek jy daardie voetspore om presies te kan terugstap. So skryf dit neer en sê waar jy dit gekry het. Ons stap nou oor die grens na fase 2, die ontwerp, waar ons kyk na vraag 8 tot 11. Vraag 8 is waarskynlik die bloudruk van ons hele ekspedisie. Wat is 'n ontwerpopdrag? Dit is 'n kort, kragtige stelling wat verduidelik presies wat jy gaan maak, vir wie dit is en waarvoor dit gebruik gaan word. Dit is letterlik jou noordster. As jy nie 'n goeie ontwerpopdrag het nie, bou jy in die absolute donkerte. Daarna stoei ons met vraag 9. Wat is spesifikasies? Dit klink na so 'n formele, tegniese woord, maar is eintlik net die presiese besonderhede en vereistes waaraan jou finale produk moet voldoen. Dink aan dinge soos watter materiaal ons gaan gebruik, die presiese vorm en die regte grootte. Dit is die fisiese reëls waaraan ons produk moet voldoen om te kan bestaan. En ons kan regtig nie vergeet van vraag 10 nie. Wat is beperkings? In enige ekspedisie is daar altyd struikelblokke of grense. Beperkings is die faktore wat jou keuses inperk.
Ons praat van daardie ongemaklike realiteite, soos hoeveel geld jy beskikbaar het vir die projek, hoeveel tyd jy het voor dit ingehandig moet word en watter toerusting jy eintlik byderhand het om mee te werk. Om hierdie ontwerpfase af te sluit, vra vraag 11 wat ons laaste tree hier is, voordat ons begin bou. Weet jy wat dit is? Ons maak eers vinnige, aanvanklike vryhandsketse van al ons idees en eers daarna kies ons die heel beste een. Dis daardie wonderlike, opwindende kreatiewe stap niet voor die ware harde werk begin. En daar breek die harde werk aan. Ons volgende streek bekyk die laaste 3 fases saam: maak, evalueer en kommunikeer. Vraag 12, 13 en 14. Voor die hamers en saai uitkom, vra vraag 12 wat die eerste 2 dinge is wat ons in die maakfase moet doen. Hier is die laaste beplanningsreëls. Eerstens, teken 'n uiters gedetailleerde, netjiese finale tekening met al jou mates perfek aangedui. Tweedens, beplan presies die vervaardigingsvolgorde, dalk deur 'n handige vloeidiagram te gebruik. Glo my, dit spaar jou sowaar baie trane later as jy net eers beplan voor jy bou. Goed, die produk is aan mekaar gesit. Nou vraag 13. Wat gebeur in die evalueerfase? Beskou hierdie as die oorlewing van die sterkste. Dis 'n genadeloose toets. Jy toets en beoordeel jou produk voortdurend om te sien of dit wel aan al daardie spesifikasies voldoen wat ons vroeër neergeskryf het. En die mees kritiese ding van alles, los dit regtig die oorspronklike probleme op. As dit nie werk nie, moet ons dan teruggaan na die tekenbord. Vraag 14 bring ons by die kommunikeerfase. Wanneer gebeur dit? Weet jy, wat regtig interessant is dat kommunikasie eintlik reg deur die hele proses gebeur. Jy gesels aanhoudend, maar heel aan die einde, dan tree jy vorentoe na jou stam toe. Jy bied jou notas, al jou deeglike beplanning en daardie pragtige finale produk formeel aan jou gehoor aan. Dis waar jy uiteindelik jou groot oorwinning deel. En kyk net, dit bring ons by ons heel laaste stop vir die dag. Wie is die teikenmark? Ons bekyk vraag 15. Kom ons bou die spanning so 'n bietjie vir hierdie finale kritieke vraag, want dis hoekom ons alles doen. Wat noem ons daardie unieke groep mense wat uiteindelik hierdie produk aan die einde van die dag gaan koop of spesifiek gaan gebruik? Ek gee jou gou 'n laaste sekonde om die antwoord binne in jou kop te skree. Dis natuurlik die teikenmark. Hulle is letterlik die hartklop agter enige groot tegnologiese ontwikkeling in die wêreld. Elke enkele ding wat ons as mense met tegnologie skep, word gebou met presies hierdie groep mense in gedagte. En net so het ons deur ons hele roetekaart gereis. Jy het nou die volle siklus van tegnologiese skepping heeltemal bemeester. Dit bring ons aan die einde van vandag se verkenning. Maar dit laat 'n mens tog wonder, aangesien ons alles ontwerp vir 'n spesifieke teikenmark met 'n probleem, wat is die volgende groot behoefte wat jy in hierdie wêreld gaan raak sien en probeer oplos? Baie sterkte met julle eksamenekspedisie. Wees dapper en onthou om altyd aan te hou verken.